Die woord Afrikaner is weer met mening terug in die openbare diskurs. Dit was natuurlik ook as gevolg van president Trump se uitvoerende bevel, die woord Afrikaner wat deur hom gebruik is, en daarna die reuse debat en die 44 wat 'n oop brief geskryf het en gesê het, maar hulle is nie so nie, ander wat sê ons is so, en so was daar die afgelope tyd 'n ongekende gesprek oor die Afrikaner, wie die Afrikaner is en hoe die Afrikaner dink. Nou die Betereinders het onlangs navorsing gedoen oor hoe dink Afrikaners. En dit was 'n verrassende uitslag, ek dink meer vir hulle as vir ons. Hulle navorsing was 'n presiese bevestiging van wat ons op die grond beleef, maar ook 'n bevestiging van navorsing van die Solidariteit Navorsingsinstituut. So die vraag is, hoe dink Afrikaners op die oomblik oor die wêreld rondom hulle? By my hier is Dani Langner. Dani is die uitvoerende hoof van die FHK en die Voortrekker Monument, werk elke dag met hoe Afrikaners dink en voel. So in breë terme, jy het so in breë terme gekyk na die Betereinders se studie. Wat is jou gevoel daaroor? Dirk, ek dink as mens praat oor Afrikaners, moet mens as in 'n historiese konteks sê dat Afrikaners nog altyd 'n diverse groep mense was. Daar was nooit 'n tyd in ons geskiedenis dat mens 100% kan sê al die Afrikaners dink so of al die Afrikaners dink so oor hierdie saak nie. Maar ek dink uit die navorsing van beide Solidariteit en die Betereinders is ons op een van die punte in ons geskiedenis waar Afrikaners die meeste oor sekere kwessies nog saam gedink het en saam met mekaar gestem het. In daardie opsig kan mens ook al begin praat van 'n Afrikaner eenheid, nie noodwendig in organisasies of sigbaar in instellings nie, maar 'n Afrikaner eenheid in denke. As 'n mens praat oor die Betereinders en spesifiek hulle navorsing, is daar baie vrae oor die geloofwaardigheid van hulle navorsing. Dit is maar uit 'n 2,6 miljoen mense, is dit maar eintlik in effek 742 Afrikaners wat se menings eintlik getoets het, en in daardie konteks dink ek Solidariteit se navorsing wat 'n baie groter pool Afrikaners getoets het, gee ons 'n baie geloofwaardige prentjie, maar die verrassende is, soos wat jy sê, dit stem hoofsaaklik ooreen. Oor die Betereinders self, net dit, is persoonlik hou ek nie van die naam nie, want die naamsin speel eintlik op 'n baie historiese naam vir Afrikaners, 'n naam waarop ons baie trots is, en dit is die Betereinders van die Anglo-Boereoorlog. Die Betereinders was daardie manne wat in die veld bly veg het vir hulle vryheid, hulle teruggekom na hulle plase toe, hulle teruggekom uit ballingskap en hulle het van voor af weer opgebou. In die konteks van die Tweede Vryheidsoorlog sou die Betereinders name gehad het soos joiners en handskakies, wat maar net saam met die breë Engelse stroom wil gaan. En ek dink dit is wat ook onderliggend aan die Betereinders lê. Dit is nie noodwendig om Afrikaners te verstaan of om Afrikaners te help om hulle self te definieer nie. Dit is om Afrikaners in te bind in 'n staatslogika van die regering, waar nasiebou beteken, jy moet maar net jou eie identiteit uitwis en uitvee om in hierdie breë stroom saam te gaan. Goed, ons gaan nou so 'n bietjie meer praat en ook so kyk na nuances, maar ek wil na een ding toe terugkom, en dit is hoe oorweldigend mense hulle beskryf as Christelik. Nou, dit het die Solidariteit navorsing ook aangetoon, en interessant, selfs jong mense beskryf hulle oorweldig as Christelik, en selfs dwars oor die land, van die Weskaap tot die noorde, beskryf mense hulle self as Christelik. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na hoe lyk Nederland op die oomblik, wat ons stamland is, die land van reformatie en protestantisme. Nou daar beskryf ongeveer 30% mense hulle self as Christelik, met 'n bitter klein persentasie wat kerk toe gaan. Nou, Afrikaners is nie deur dieselfde soort sekularisasie as die res van
Europa, en ek beleef selfs 'n meer vergeesteliking. Ek wil graag bietjie hoor jou interpretasie daarvan. Dirk, as ons praat oor Afrikaner en Christendom, dan dink ek moet ons dadelik twee dinge vir mekaar sê. Die eerste is dat die Afrikaner sedert sy ontstaan as volk 'n baie diep Christelike bewussyn gehad het. En ek praat nie van kerkverband nie, oor die breë spektrum van kerkverbande was die Afrikaner in wese 'n Christelike volk. Die tweede ding wat ek wil beklemtoon is dat in krisistye, in moeilike tye, het die Afrikaner altyd teruggegryp na sy geloofsankers toe. As mens dit vergelyk met Nederland en Wes-Europa, is dit plekke waar dit eintlik baie voorspoedig en baie goed gaan. Dit is plekke waar daar vryheid beleef word, waar geld God is, waar daar 'n ongekende rykdom is, terwyl ons hier in die suidpunt van Afrika eintlik bestaanskrisisse en bestaansuitdagings het, en in hierdie bestaansuitdagings gryp die Afrikaner weer terug na dit wat hulle nog altyd gedra het, die geloof dat God voorsien, die geloof dat die Here vir ons 'n toekoms het ook in hierdie land. Ons gryp terug na die woord van die Here toe en interpreteer dit ook om in ons eie tyd koers en leiding te kan gee. Maar ek dink die beide solidariteit en die Beter Einders se navorsing het iets tog kommerwekkend gewys, en dit is dat alhoewel 90% Afrikaners diep gelowige mense is, en soos jy tereg sê ook onder jong mense, is daar 'n ongekende godsbelewing, 'n ongekende erns oor Christendom, is die ander kant van die min dat daar 'n leegloop van kerke is. En ek dink daar was getalle genoem, ek praat onder korreksie, dat omtrent 60-70% van Afrikaners gaan nie meer kerk toe nie, of ten minste na die ou Afrikaanse moederkerke toe nie. En so, aan die een kant het ons hierdie geweldige verchristeliking van ons mense, maar aan die ander kant loop ons kerke leeg, en daar is 'n groot skui wat plaasvind, en ek dink ons staan nog te na in die stroom om dit mooi te kan pyl. Wat is die redes hiervoor? Is dit die kerklike debatte? Is dit dat die kerke nie meer antwoorde gee nie? Is dit dat die mense ontnigter is in die kerk? Ek kan dit nog nie presies sê nie, maar wat my baie bly maak en dankbaar maak as 'n Afrikaner en ook as 'n Christen, is die rol wat geloof nog steeds speel in ons eie persoonlike lewe en roepingsbewussyn in ons werkslewe. Ja, 'n interessante ding wat uitkom, het was ook aan solidariteit se navorsing, so is 'n nuwe bewustheid van kulturele identiteit. Ek dink so waarskynlik 10 jaar, miskien maar sê 15 jaar terug, was die woord Afrikaner eintlik nie gebruik nie. Die woord was Afrikaansis. Dit was 'n taalidentiteit, maar daar het skielik ook 'n kulturele identiteit en bewustheid gekom. Die solidariteit navorsing wys dit nogal, dat hoeveel meer mense beskryf hulle self as Afrikaners. Die Beter Einde navorsings, ek dink dit kom nogal sterk uit in die mense se verbintenis aan Geloftedag. Dit is omtrent 80% van die respondente het gesê hulle voel positief oor Geloftedag, julle belewenis daarvan. Ek dink daar was 'n tyd na 1994 wat Afrikaners skaam was om Afrikaner te wees. Daar was net nie 'n woord om te gebruik nie, en vir amper tot 2010, 2012 is die woordjie Afrikaner eintlik glad nie gebruik in die openbare diskurs nie. Wimpie de Klerk het hier aan die einde van die 90's gesê Afrikaners is kroes en kras en kordaat, en dat ons eintlik moet wegstap van die woord Afrikaner en dan die breër Afrikaanse begrip eerder gebruik. Maar taal alleen is nooit 'n sterk genoeg bindmiddel om 'n gemeenskap saam te bind nie. As ons by die FHK kyk, om te evalueer, jy weet, met wie praat ons, wie is familie, wie is vriende, en weet het ons eintlik geen gedeelde belang nie, is al 5 kenmerke wat ek dink nogal baie na aan hierdie Afrikaner se kulturele identiteit lê. Die eerste is, dit is 4 G's in 1 T. Die eerste is vir Afrikaners is
God belangrik. En ons het nou dat ook oor gepraat. Hoe belangrik is geloof vir Afrikaners? Afrikaners is gesinsmense. President Steyn het gesê ons is 'n volk wat bestaan uit familiehoofde en gesinne. En dit is nogal 'n koördinerende kenmerk van Afrikaners deur al die eeue heen, dat ons kinders, ons families is vir ons belangrik. Dan het Afrikaners is deel van 'n gemeenskap. Ek weet van min volke in die wêreld vir wie betrokkenheid by hulle skool en by hulle kerk en hulle gemeenskapsinstelling so belangrik is as Afrikaners. En ons Afrikaners is juis gebou vanuit gesinne en gemeenskappe. Dan het Afrikaners 'n baie sterk historiese bewussyn. Bavink het in die krisis van die 30er jare, die armblanke krisis, gesê dat die Afrikaner se geskiedenis vir hom reëel is, dat dit vir hom leidinggewend is, en in krisistye gryp die Afrikaner nie vorentoe na visies en missies en doelwitte nie, hy gryp terug na sy geskiedenis, sy historiese wortels. En ek dink dis waar ons geloftedag moet verstaan. En die laaste een is taal. Afrikaans is vir ons belangrik. Ons word gedefinieer deur Afrikaans. Ons het 'n stryd gehad vir Afrikaans. Ons het onsself vernoem na Afrikaans en Afrika. En ek dink daardie 5 goed vorm vir my die kern van wie Afrikaners is. En natuurlik kan mens praat oor nuances, natuurlik kan mens praat oor waar lê wie op watter spektrum, maar as dink is daai 5 goed afwesig is, geloof, gesin, gemeenskap, geskiedenis en taal, dan het jy te doen met 'n volbloed Afrikaner. Ons beleef by die Voortrekker Monument ook 'n kulturele eenheid. Voor COVID, voor die krisis wat dit gebring het, was baie Afrikaner instellings besig met hulle eie projekte. Ons het in silo's gewerk in die kultuurwêreld, mense het so vaagweg van mekaar geweet, maar daar was geen gekoördineerde aksie nie. Die krisis van COVID het ons saamgebring in 'n kultuurtuiste waar die monument self 'n ankerplek is. En skielik het jy hier 'n Afrikaner eenheid. Ons verskil oor kerk dalk, ons verskil oor politiek, maar daar's een ding wat ons saambind, en dit is die belangrikheid van ons erfenis. En by die Voortrekker Monument is daar 'n markplein, en daar het elke Afrikaner organisasie wat betrokke is by die Voortrekker Monument het 'n sambreel. En as jy 'n sigbare uitdrukking van Afrikaner eenheid wil sien, gaan kyk na die sambrele op die markplein. En natuurlik pas dit ook, want Afrikaners is lief vir kuier. Dit is waar ons eenheid lekker beleef. Maar daar is ook eintlik 'n groot mate van eenheid of samehorigheid in idees ook. Natuurlik, daar is, jy het gesê ons is 'n verskeidenheid, ons is nie dieselfde nie, maar tog in hierdie navorsing, al 2 stukke navorsing, lyk dit vir my is daar so 80% konsensus is, en die 80% vind mekaar eintlik hier so in 'n breë, konservatiewe, maar nie 'n benoude idee nie. Omtrent al die antwoorde, kan jy kyk, is omtrent 80%, kies die meer konservatiewe antwoord. Maar die interessante ding is, wat ek beleef is, dis nie 'n benoudheid nie. Daar is tog 'n stuk gebalanseerdheid. Ek sien nie 'n stuk van ons wat isoleer nie. Ek sien nie daar is 'n reaksionêre, regse, absoluut teen alles nie. Dit is eintlik 'n mooi behoudende of mooi konservatiewe idee wat eintlik in al 2 hierdie navorsings uitgekom het. Ons het definitief 'n idee-eenheid, en ek wil dit self sterker stel. Ek dink van die dae van die vryburgers af in die ou Kaap was daar nooit 'n tydperk in ons geskiedenis wat ons op idee-vlak so saam met mekaar gestem het nie. Nie eers in die hoogtepunt van die nasionale party was daar so 'n idee-kohesie onder Afrikaners nie. Afrikaners is selfstandige denkers. Ons hou daarvan om krities te dink. Ons hou daarvan om self te doen en ons eie idees, ons eie denke te vorm. En dit is waarskynlik die rede hoekom mense partykeer in Afrikaner geleerdere vandag en in die verlede geweldige botsings het met idees. Maar as ons kom op 'n punt waar ons sê 80% van Afrikaners stem saam oor rassewetgewing,
80% van Afrikaners stem saam dat ons voel ons word geteiken in die land. Het sy of dit nou deur wetgewing is, het sy of dit nou deur misdaad of deur volksmoord is, hoe mense dit wil definieer, ons voel ons word geteiken. 80% van Afrikaners sê nog steeds hulle is lief vir hierdie land en hulle wil bou in hierdie land. En dit is tog die boublokke waarmee jy vorentoe kan gaan. So daar's definitief 'n idee, maar as 'n mens dit gaan meet teen byvoorbeeld van die ander uitkomste in die navorsing, dan is jy 100% reg. Ons sien 'n groot balans in denke. 80% sê geloftedag is belangrik, maar amper net soveel sê dat versoening ook vir hulle belangrik is. Ons wil ons eie koester, ons wil dit vier, ons wil dit herdenk, maar terselfdertyd wil ons dit nie in konflik, in spanning doen met die res van Suid-Afrika nie. 80% sê rassewetgewing is verkeerd, maar dit beteken nie die ander kant van die muntstuk is dat ons nou wil diskrimineer teen ander rassegroepe nie. Afrikaners het op 'n punt gekom waar ek dink ons is in denke en in kultuur, kan mens amper praat van 'n kulturele volwassenheid. Ons het aan die ander kant apartheid getree, ons het aan die ander kant besig om aan die ander kant die teleurstellings van die nuwe Suid-Afrika te tree, en ons verbeel vir ons 'n nuwe toekoms oop, ons dink 'n nuwe toekoms oop, en dan sit ons hande daarby om dit te gaan verwerklik. Kom ons kyk so 'n bietjie na die hande by wat dit verwerklik. In die Beter studies het hulle spesifiek gevra oor solidariteit en AfriForum, maar ek mens kan sê die breë solidariteit beweging. En die herkenningssyfer was 90% gewees. So dit was baie hoog gewees, en dan of mense positief is oor wat ons binne die groter beweging doen, ook 80%. So hier's 'n 80% konsensus wat eintlik positief is, maar ek dink oor die bou-idee. Nie noodwendig oor die solidariteit en AfriForum nie. Ja, natuurlik, ons raak simbole daarvan, maar die hele idee van rol jou moue op en bou en doen iets. Bou hier saam 'n toekoms. Selfs dit is daar 'n groot mate van konsensus. Ek dink die rede daarvoor is dat die Afrikaners vandag het 'n ander woordveld geskep waarmee ons onsself definieer. Een daarvan is definitief die woord bouer. As jy vir iemand vra wat is 'n Afrikaner, wie is hierdie groep mense, is die eerste ding wat opkom, hulle is toekomsbouers. Maar ons is ook pioniers, ons is ook voorposdenkers, en so kan 'n mens aangaan waar die Afrikaners aan die kant die ou geuite definisies van die 20ste eeu vir ons 'n nuwe woordeskat geskep het. Dit is opvallend dat daar 'n groot waardering is vir die werk van solidariteit en AfriForum, en ek dink dit is dieper as net die bouwerk. Dit is ook 'n waardering vir die feit dat daar organisasies is wat vir ons praat oor kwessies wat vir Afrikaners belangrik is. Want as solidariteit en AfriForum nie praat oor meriete in die werkplek nie, as solidariteit en AfriForum nie staatsrasisme aanspreek nie, as daar nie gepraat word oor die verval in die dienslewering in die gemeenskappe nie, wie anders gaan dit doen? So uit die aard van die saak, 80%, en ek wil amper sê dit is hoër, groot waardering vir die bouwerk aan 'n akademie, aan 'n Soltech, en dan is daar ook waardering vir die praat, en dan het ek in die Beter se navorsing gesien, hulle sê 42% van mense dink dit is verdelend, dat solidariteit en AfriForum verdelend inwerk in die land, maar wat is die alternatief? Stil bly, wegkyk, volstryspolitiek, en die oomblik as jy 'n sterk standpunt stel, soos wat hierdie twee instellings nie bang is om te doen nie, dan gaan nie mense kry wat daarvan hou nie, gaan mense kry wat nie daarvan hou nie. Ek sou bekommerd gewees het, as daar nie 42% gedink het dit is nie verdelend nie. Dan praat hierdie twee instellings eintlik te sag oor die probleme in ons land. Terwyl ek dink daar's partykeer goed wat nog eintlik sterker woorde nodig het, soos byvoorbeeld die krisis wat ons beleef met Afrikaanse onderwys. Natuurlik is daar mense wat met die stroom wil in die weg saamgaan, wat voel ons moet maar net saggies praat, gedienstig, gewillig, gedwee, om die woorde van Jan Silje te gebruik, maar net trek osse om hierdie land te laat werk. Maar dis nie wie Afrikaners is nie. Ons bou hard, maar as dit nodig is, praat ons ook hard.
Dan nie net so laastens, wat vir my opvallend was van al twee studies. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na die ouderdomskategorieë en dat selfs ook op die jongste kategorieë voel die jong mense positief oor identiteit, streef na geborgenheid, voel Christelik. En dit was nogal 'n verrassing, want mense sou gedink het hierdie idees is dis seker maar ou mens idees. Jong mense dink heeltemal anders. Dit is nie so nie. Ek is baie opgewonde oor ons jong mense vandag. Ons het 'n sterk groep jong leiers wat deurkom en ons het 'n groep jong mense met baie sterk standpunte. NP van Wyk Lou het gesê die gevaarlikste ding vir 'n volk is as daar 'n geslag verbygaan sonder rebellie. En ek dink daar was 'n tyd wat dit 'n risiko was. Hier na 94 was dit 'n risiko dat daar 'n geslag maar nou maar net saamkom en saam met die stroom gaan en dat ons nie mag rebelleer nie, maar daar het 'n nuwe geslag jong mense groot geword met ruggraat, met murg in hulle pype en die interessante analogie is dit het na die Boereoorlog ook gebeur. Na die Anglo-Boereoorlog was daar amper vir 30 jaar 'n tydperk wat dit maar net die groot koppe is wat beklei het, wat dit maar net gelyk het asof Afrikaners saam met die Botha Smit stroom in hierdie gemeenskaplike Brits-Afrikaanse Suid-Afrika opgaan. Maar generaal Hertzog het in 1915 al gesê, hulle moet wag tot 1924, daar is 'n nuwe geslag kinders wat na die oorlog groot geword het, en dan kry hulle stemreg, en dan gaan hy die regering wen, en dit het so gebeur. Na die oorlog het daar 'n groep kinders, 'n geslag kinders groot geword, wat die onreg in hulle lyf gevoel het, wat die pyn van hulle land gesien het, wat opgestaan het vir hulle taal, hiervan Enje van der Merwe se taalkongres af in 1911, en daardie geslag kinders het hulle identiteit gekoester. En nou sien mens 30 jaar na 1994 dit weer. Dit is 'n geslag kinders het groot geword wat in sport, skole sport, diskriminasie beleef. 'n Geslag kinders wat groot geword het onder 'n nuwe kurrikulum wat hulle geskiedenis misken. 'n Geslag kinders wat gehoor het hoe boos is Afrikaners en hulle het net gesê ons is selfstandige denkers, ons glo dit nie, en nou gaan ons, nie net dit nie glo nie, nou gaan ons vir ons eie nuwe toekoms, ook as Afrikaners begin bou. En daaroor moet ons baie dankbaar wees. En ons is baie dankbaar, so na hierdie program kan ons maar net sê, die Afrikaner maak so. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.